Daar sê. Is so 'n lekker atmosfeer vanoggend. Dis nie koud daar buite, dis eintlik lekker warm. Vir die ouens wat graag wil see toe gaan, go for it. Go for it. Ek gaan probeer om bo die reën uit te praat. So vergewe my asseblief, dank die Here vir hierdie reën. Ons is dank die Here, yes. Die Here is vir ons baie goed. En ons eer die Here, nou kan ons weer kar was. Ons kan weer die kraan gebruik om jou kar te was, Sjaal. Dankie tog. So ja, ons eer die Here vir dit. Ek wil net sê terwille van dit wat net nou gebeur het, ek het my vrou onder die bus gegooi. Ek sê altyd 'n fight is 'n goeie ding. Want dis die opmaak wat alles die moeite werd maak. So moenie ons pla vanmiddag nie, ons gaan opmaak. Alright, loof die Here, loof die Here. Hey, ek is nou eers 40 jaar getroud, wat gaan met jou? Loof die Here. Ons wil daarom net sê, Abri, Leandi, is lekker om julle saam met ons te hê. Hulle is hier met 'n splinternuwe nat-niet babietjie. In Amerika gemaak. Prys die Here, is lekker om julle hier te hê, hoor. Loof die Here. Ons gaan aan met ons reeks en ek dink ons gaan vanoggend klaarmaak daarmee. En ons praat so 'n bietjie oor die bloedverbond. En ek het nou al 'n paar jaar wat ek met hierdie ding in my hart loop om te praat oor die bloedverbond, want dit lyk vir my dat mense verstaan nie en ons sing liedjies soos dankie wat u vir ons aan die kruis gedoen het, maar ons is nog steeds lus om te werk met die verbond, met wette. Hallo. Ons hou van wette mos, nê? Nee. Ons weet die wet is daar's konsekwensies op die wet, maar wanneer ons kyk na die wet wat God ingestel het, is ons eintlik vry mense. O, heerlikheid. 'n Vrede te hart hoor ek nie die almens nie. Maar ons het 'n bietjie gepraat en ek wil graag vra die mense wat die 2 vorige dienste hier was, vanoggend se boodskap gaan vir jou sin maak. Maar as jy nie die 2 vorige boodskappe geluister het nie, ek wil vir jou vra, gaan luister dit. Die tweede boodskap was laas Sondag uitgesaai en hierdie boodskap word volgende Sondag uitgesaai. Maar luister mooi, die mense wat dit nie gehoor het nie, ek judge nie, ek weet almal was met bietjie weg vir die lang naweek gewees, maar ek weet nie hoekom die Here wou die Here gehad het, ons moes dit praat oor 'n lang naweek nie, maar gaan luister dit en dan sal vanoggend se boodskap vir jou sin maak. Ons praat oor die bloedverbond en ons het gesien dat die bloedverbond, in die ou verbond, het God 'n verbond met die mens gesluit en dit het gegaan oor die bloed van bokke. Die bloed van bokke moes gebruik word om die sonde van mense te bedek. Ons het dit gesien. Die mense wat nie verstaan vanmôre nie, gaan luister die vorige 2 boodskappe en ons het meer hieroor gepraat, maar in die nuwe verbond sien ons dat ons sonde is uitgewis. Jy het dit gemis. Ons sonde is uitgewis deur die bloed van Jesus. Amen. En ons staan vandag hier as vry mense. As jy gaan kyk in Kolossense 2 vers 13 en 14, dan sê die Bybel, daar's 'n skuldbrief teen ons aan die kruis vasgenaal wat sê dat ons is vry van ons verlede. Hallo kerk. Ons is vry van ons verlede. Ons moet begin opgewonde raak oor dit. Ons aanvangsteks wat ons gebruik is Efesiërs 2 vers 12. Hy sê dat julle in hierdie tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel, en ons gesien Israel is die uitverkore volk van God, en die uitverkore volk van God is Abraham se nageslag gewees, en omdat ons nie burgerskap het van die volk van God, van Israel nie, is ons vreemdelinge ten aansien van die verbonde en sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld. Met ander woorde, die enigste manier hoe jy tot God kon kom in die ou verbond is deur die wet. Dis die enigste manier. Jy kon op geen ander manier by God uitkom nie, dit was net deur die wet. En luister gou mooi, as jy besluit, as jy uitgesluit is van die verbonde, dis wat hierdie teksvers sê. As jy uitgesluit is van die verbond, in die ou verbond, as jy uitgesluit is daarvan, as jy sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld. Nou kom vers 13, dis die beste teksvers in die Bybel, glo ek. Hy sê maar
Nou dat Jesus Christus vir ons die losprys aan die kruis betaal het. Maar nou, hy sê, in die nuwe verbond, in Christus Jesus, het julle wat vroeër ver was, ver van God as gevolg van die verbonde, julle wat ver was, nou naby gekom. Hoe? Die enigste manier, geen ander manier nie, die enigste manier hoe jy by God kan uitkom, is deur die bloed van Jesus. Dis die enigste manier. En ek bid regtig dat die kerk hierdie goed gaan verstaan en dat ons gaan wegkom van hierdie wet ding af en ons gaan oor dit praat vanmôre, want die kerk wil die wet en die feit dat Jesus Christus vir ons gesterf het aan die kruis, dat ons vry is, wil die kerk meng. Want die mens hou van reëls en regulasies. Hallo. Mense hou van reëls en regulasies. En dis so, dit moet so wees. Maar ons weet ook wat die Bybel sê, om tot God te kom, sê die Bybel, is Jesus Christus die enigste weg. Die Bybel sê, niemand kom nou na die Vader in die nuwe verbond, behalwe deur Jesus Christus. Ons het gepraat oor die verbond wat God met Abraham gesluit het. Ons het gesien dat daai verbond sluit al die seëninge, soveel soos die sterre in die hemel, sluit daai verbond vir ons in. En dit word ingesluit ook vir ons wat uit die nageslag van Abraham is, want uit die nageslag van Abraham is Jesus gebore. En daai seëninge is deel van ons lewens. En ek het gesê, en ons het dit gesê, en ek gaan dit weer sê vanmôre, kom onder die wet uit en begin leef soos mense wat gekoop is met die duurste prys ooit, naamlik die bloed van Jesus Christus. Dit het ons vrygemaak van die wet. Ons moenie meer onder 'n wet leef nie. Ons het gepraat oor die verbond wat God met Moses gesluit het en wat gaan rondom die wet, en die wet sluit in die dood en die vloek. Ons het dit gesien. En ek het gesien mense het so 'n bietjie stil geraak toe hulle sê die wet bring dood en vloek. Toe die mense so 'n bietjie stil geraak. Maar ek bid vanoggend dat die Gees van die Here jou gaan wakker maak. Ek bid dat die Heilige Gees hierdie woord in elkeen van ons se gees gaan wakker maak om te hoor dat ons is eintlik vry. Vry van ons verlede. Ek wil hier begin in Galasiërs 2:4 vers 22. Hy sê, want daar is geskrywe dat Abraham met 2 seuns gehad, een uit 'n slavin en een uit die vrye. Ons weet mos nou dit is so, né? Maar die een wat uit die slavin gebore is na die vlees. Luister mooi, Abraham het gedink hy moet God so 'n bietjie help. Wie van julle, jy moenie jou hand opsteek, want ek weet almal gaan ons hande opsteek. Abraham het gedink hy moet God so 'n bietjie help. Baie keer kom God met 'n belofte in ons lewens, dan voel ons moet hom so 'n bietjie help. Is dit nie waar nie? Here, dit is bietjie stadig. Abraham het 25 jaar gewag vir Isak. Maar hy het op 'n plek gekom wat hy gedink het hy moet God so 'n bietjie help. So hy sê daai ene is uit sy eie mens wees. Daar's vlees betrokke. En dis die probleem wat ons het, daar's vlees betrokke. Wanneer dit kom by ons verhouding met God die Vader, is daar vlees betrokke en ons gaan dit nou sien, terwyl ons gevul is met sy Gees, want die Gees sal die vlees oorwin. Maar in ons plek, in die kerkswêreld, en ek praat oor die algemeen, is dit altyd die vlees wat die Gees oorwin. Kan nie so werk nie. Dit kan nie so werk nie. Hy sê, maar die een is die slavin gebore na die vlees, en die ander ene die vrye, want hy's na die belofte. Dit is sinnebeelde van vroue wat staan vir 2 verbonde. Een van die berg Sinaï afkomstig. Wat het gebeur op die berg Sinaï? Moses het die 10 gebooie gekry. Die wet. Hallo. Dis waar hy dit gekry het. Hy sê wat vir slawerny kinders baar, dis Hagar. Dis ou Ismael. Maar ons is gebore uit Isak. Ons het al daaroor gepraat. Want weet jy wat? Dit is die vereistes, daai 10 gebooie was die vereistes wat Moses gekom het en hy het vir die volk gelees en ons het daaroor gepraat, die vorige 2 boodskappe het ons daaroor gepraat. En die volk het gesê, ja, dis reg, ons sal dit doen. Maar dis 'n verbond van slawerny, van dood en van vloek. Ons het dit gesien. Want ons lees in Eksodus 24 vers 7, hy sê, en dit is Moses, het die boek van die verbond gelees, die boek van die verbond voor die ore van die volk gelees, en hulle het gesê, alles wat die Here spreek, sal ons doen en daarna luister. En hulle bring 'n vloek op hulle self. Want die mens kan nie dit doen nie. Die mens kan nie beloftes nakom nie. Ons weet dat nog nooit kon 'n mens 'n belofte nakom nie. Maar as God 'n belofte maak aan die mens, sit hy sy lewe in dit. Come on. Hy sit sy lewe in dit.
En ons het al daaroor gepraat. Weet jy wat? God kom en hy bind 'n belofte met ons as mens en hy gee sy lewe daarvoor. Eksodus 24 vers 8. Hy sê toe die volk die belofte maak. Toe neem Moses bloed en hy gooi dit oor die volk en hy sê dis die bloed van die verbond wat God met julle gesluit het op grond van hierdie woorde. Waar het hulle hierdie bloed gekry? Dit was diere. God het nie sy lewe in daai verbond ingesit nie. Hulle moes diere se bloed moes gebruik het. Diere moes geboet het vir mense se sonde. En omdat diere geboet het vir mense se sonde, het dit net slawe gebring van die wet. Want Deuteronomium 27 sê vervloek, hoor mooi, vervloek is elkeen wat hierdie wet nie hou en dit doen nie. Jy kan nie net een van die wette onderhou nie, jy moet almal onderhou. En dank God, ons hoef dit nie te doen nie, want ons gaan dit nie reg kry nie. Hy sê as jy dit nie doen nie, en Moses sê dit vir die volk, en wat sê die volk? Hulle sê, amen, ons gaan dit doen, ons stem saam, en die mens sluit 'n verbond met God, en hulle sê, Here, ons gaan bly by alles wat U sê. Ons het die vorige boodskap, het ons daaroor gepraat, van daai oomblik af, omdat die mens nie by die wette kon uitkom nie, het daar 'n vloek op die mens gekom. Is almal nog oké? Kom ons kyk wat sê Galasiërs 3 vers 10. Hy sê, want almal wat uit die werke van die wet is, almal, hy sluit niemand uit nie, almal wat uit die werke van die wet is, die 10 gebooie, as jy die 10 gebooie wil nakom, as jy dit vreeslik graag wil doen, is onder die vloek, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie by alles hou wat geskryf is in die boek van die wet. Hy sê nie een nie. Luister mooi, jy kan nie 9 van die wette onderhou en nie een nie, dan is jy onder die vloek. Hallo? Dis wat die Bybel sê. As jy 8 van die 10 onderhou, en jy kan 2 nie onderhou nie, is nog steeds onder die vloek. Wie kan dit regkry? Nie ek nie. Ek kan dit nie regkry nie, want weet jy wat, geen mens kan dit doen nie. Nog steeds in die ou verbond moes daar diere se bloed gevloei word, en ons weet, ons het daaroor gepraat, dat slagoffers en brandoffers moes gebring geword het, sodat die hoëpriester daai offers aan God kan bring, sodat God hulle sondes kan bedek. Maar dit was nie in die nuwe verbond nie, dis in die ou verbond. In die nuwe verbond het God gekom en hy het ons sondes van ons af weggeneem. Dit bestaan nie meer nie. Loof die Here. Dawid sê in Psalm 103, hy sê, U neem my sondes van my weg en U dink nooit weer daaraan nie. Hoe amazing is dit? Kan ek net gou sê, daar moes 'n ou verbond gewees het voordat daar 'n nuwe verbond kan wees. As mense wat sê, weet jy, ek leef nie onder die ou verbond nie, ek leef onder die nuwe verbond. Okay, dis heeltemal reg, dis fyn, maar as jy nie die ou verbond verstaan nie, gaan jy nie die nuwe verbond verstaan nie. Want Jesus het sy lewe daarvoor gegee. Nou sê Galasiërs 3:4 vers 30, hy sê, werp die slavin uit. Hoor jy kerk? Werp die slavin uit, want nog nooit mag die seun van die slavin saam met die seun van die vrye erf nie. Luister gou mooi. Jy kan nie al 2 verbonde hou nie. Come on. Jy kan nie al 2 verbonde hou nie. Dis die probleem met die kerk. Die kerk wil al 2 verbonde hou. En weet jy wat, boonbehalwe dit, probeer hulle die kerk probeer, en ek veralgemeen as ek dit sê, die kerk probeer die feit dat ons vry is en die wet probeer die kerk meng. Die Here sê, wat hy eintlik sê, is die ou verbond het sy doel gedien, man, dis nou verby. Daar's nou 'n nuwe verbond. Die ou verbond bring slawe, dit bring vloek, en die Bybel is baie duidelik rondom dit. Hy sê, werp dit uit. Ek en jy moet 'n besluit maak om te sê, ek gaan nie meer onder die wet leef nie. Hoekom nie? Want 'n slaaf kan nie erf nie. Ons het al hoeveel keer daaroor gepraat. Dat ek en jy as kind van God het yskasregte. Luister gou mooi. Ek laat nie die ou wat in my tuin werk, in my huis instap, my yskas oopmaak net wanneer hy wil en waar hy wil. Maar as my kind instap, kan hy kry net wat hy wil.
'n slaaf kan nie kry wat hy wil nie. 'n Slaaf het reëls wat hy onder moet leef. In die ou verbond kon jy hoogstens 'n slaaf wees. Kan ek sien as die vrye mense in die kerk? Loof die Here. Ons is nie meer slawe nie in die ou verbond, ek sê dit weer, maar in die nuwe verbond is jy kind, want Jesus sê in Johannes 4:1 vers 12, hy sê maar almal wat Jesus Christus, nie die wet nie, wat Jesus Christus aangeneem het, nie die wet aangeneem het nie, aan hulle is mag gegee om kinders van God genoem te word. Aan hulle wat in sy naam glo. Come on, kinders van God. Ons leef nie meer onder die wet nie, ons is vrye mense. En ek sê dit weer, wat vir my so sleg is dat die mense wil verskriklik graag onder die wet leef, want hulle soek so graag God se guns. Jy kan nie. Dit gaan nie werk nie. Iemand sê eendag vir my, hy sê, jy moet nie hierdie ding dat jy kerk vry is, moet jy nie met die mense deel nie. Mense gaan begin doen wat hulle wil. En is nog al 'n ding, nie? Hy sê, mense gaan begin leef soos wat hulle wil, en ek sê vir hy, en ek sê, Here, ek moet vir hierdie ou antwoord hê, ek moet nou vir hierdie ou antwoord hê, en ek sê, weet jy wat jy sê, wat jy nou sê, is wat jy sê, die wet is sterker as Jesus. As jy sê, jy gaan maak wat jy wil, jy hoef nie meer onder daai genade van God te leef nie, en jy sê, jy gaan maak wat jy wil, dan is die wet vir jou sterker as Jesus. Luister, as Jesus in my hart leef ek onder 'n nuwe verbond. En wanneer ek onder 'n nuwe verbond leef, dan wil ek graag my God se hart bly maak. Weet jy wat sê die wet? Die wet die heel eerste van die wet sê, jy mag nie enige ander afgode aanbid nie. Jy sien, wanneer Jesus Christus in my hart leef, en ek weet dat hy het my gesterf aan die kruis, en hy het my sonde op hom geneem, dan wil ek nie ander gode aanbid nie. Is dit waar? Hy sê, die derde ene sê, jy mag nie egbreek pleeg nie. Ek kom op 'n plek in my lewe waar ek verstaan, dat die gees van God wat in my is dieselfde gees wat in hierdie vrou is, en omdat daai gees in haar is, en ek weet wie ek en sy is in Jesus Christus, het ek nie oë vir 'n ander vrou nie. Come on boys. Dan wil jy nie egbreek pleeg nie. Jy wil jou vader en jou moeder vereer. 2 Korintiërs 3 vers 5, hy sê ons bekwaamheid is uit God. Hoor dit sê, hy sê, wat ons bekwaam gemaak het as dienaars van die, wat? Lees dit saam met my, van die Nuwe Testament, hy is nog nie op die bord, hy sal seker nou opkom, van die Nuwe Testament, daar sê, van die Nuwe Testament, wat bevestig is in Jesus Christus. Nie van die letter nie, maar van die gees, van die letter maak dood. As jy gaan kyk, daai letter wat hy praat vir die 10 gebooie. Dis die 10 gebooie wat Moses gekry het op die berg Sinai. Hy sê, daai letter maak dood. Dis die letter wat op kliptafels geskryf het, maar die gees maak lewend, want die oomblik wanneer jy Jesus Christus aangeneem het, en hy kom leef binne in jou, hy is jou enigste persoonlike saligmaker, dan leef sy gees binne in jou, dan wil jy nie moord pleeg nie, jy wil jou vader en jou moeder vereer, en jy wil geen ander God aanbid nie. Vers 7, en as die bediening van die dood, wat met letters op klippe gegraveer was, die 10 gebooie in heerlikheid was. Luister wat gebeur het daar op die berg. Moses, en ons ken almal die storie baie goed, Moses is op die berg, en hy kom van die berg af, en die Bybel sê, die heerlikheid van God is op sy gesig, sy gesig het so geblink, dat die mense kon hom nie aanskou nie, en jy sien, die Bybel sê, as daai wet wat hy geskryf het, want hy het 'n encounter gehad met God, as dit in heerlikheid was, maar daai heerlikheid is beperk, come on, dis beperkte heerlikheid daai. Hy sê, sodat die kinders van Israel hulle oë nie op Moses kon vestig nie, wat tog moes vergaan. Die wet moes vergaan. God se heerlikheid in die ou verbond het in so mate op hom gesit, dat sy gesig moes blink, en die volk het, as hulle hom sien, dan sê hulle het hulle oë van hom afgehou. En Moses sê, okay, as ek by julle kom, sal ek die sluier opsit. As ek by God kom, gaan ek die sluier afhaal. Jy sien, daai heerlikheid was beperk gewees. En ek sê, as daai heerlikheid in die ou verbond so fenomenaal was, sê vers 8, hy sê, hoeveel te meer sal die bediening van die gees dan nie in heerlikheid was nie. Kan ek sien, is ons almal gees vervul. Die wet bring dood, maar die gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, leef binne my. Dit
bring lewe. Luister wat sê Paulus in Romeine 10:7 vers 10. Hy sê die wet het my nie by die ware lewe uitgebring nie. Hallo kerk. Die wet het my nie by die ware lewe uitgebring nie. Inteendeel, sê Paulus, dit het my nog dieper in doderyk ingesleep, want sonde het sy aaklige kloue ook in die wet ingeslaan. Daarom kan die wet nie keer dat ek sonde doen nie. Dit het eintlik my 'n rad voor die oë gedraai. Kort voor lank is dit in die doderyk. Ek met wet en al. Met wet en al. En die mense sê, ja Here, ons kan dit doen. Maar wat die mens nie verstaan nie, is dat die wet is eintlik daar om vir jou te wys hoeveel sonde jy eintlik is, hoe sondig jy eintlik is, hoeveel sonde jy eintlik doen. En Paulus, Dawid kom en hy sê hierdie ding in Psalm 51, hy sê, my menslike natuur, Dawid het nog nie van die gees van God verstaan moontlik daai ding. Hy sê, my menslike natuur is vol sonde. Maar dank God vir sy gees. Galasiërs 5 vers 4, hy sê, julle wat geregverdig wil word deur die wet, hoor gou mooi, het ek almal se aandag, kyk gou hier na hierdie teksvers, almal wat geregverdig wil word deur die wet, is losgemaak van Christus, en julle het van die genade verval. As jy nie amen kan sê nie, sê eina. Net Christus maak jou regverdig voor God. Nie die wet nie, nie moets en moenies nie, nie raak nie, smaak nie en roer nie aan nie, nie wette nie. 2 Korintiërs 3 vers 9, hy sê, want as die bediening wat veroordeel, dit was die wet, dit was die 10 gebooie, dit veroordeel. Hy sê, hy gaan aan, hy sê, as dit in heerlikheid was, veel meer sal die bediening wat regverdig maak, die nuwe verbond in Jesus Christus, oorvloedig wees in heerlikheid. Oorvloedig wees in eerlikheid. Dis net in die nuwe verbond wat ons in Christus hierdie oorvloedige geregtigheid by God kan kry. Ek bid regtig dat die kerk hierdie goed sal verstaan. Ek weet ek praat 'n klomp goed, maar ek bid dat die Heilige Gees is getrou vanmôre en die Here het gesê, hy sal vanoggend ons gees en ons harte oopmaak om dit te verstaan. Romeine 7 vers 6, hy sê, maar nou is ons ontslaaf van die wet waardeur ons gebonde was. Wat vir ons slawe gemaak het. Hoekom nou? Nou in Jesus Christus. In die nuwe verbond. In die nuwe verbond. Hoekom? Aangesien ons dit afgesterf het. Ons het die ou verbond afgesterf, sodat ons dien in die nuwigheid van die Gees, van dat Jesus Christus in ons kom woon het, en nie in die oudheid van die letter nie. Nie in die oudheid van die letter nie. Ons moet verstaan dat die menslike natuur het nie die vermoë om by God se vereistes uit te kom nie. Iemand moes dit namens ons doen. En God kom en hy word mens hier onder ons, en hy kom woon onder ons, en hy kom en hy vat nie die wet weg nie. Hy vervul die wet, want toe Jesus sy asem aan die kruis uitblaas, toe sê hy, dit is volbring. Luister gou mooi, die mens verdien om te sterf. Maar Jesus het kom sterf in ons plek. En om te verstaan dat hy straf, dood en hel oorwin. Uit ons sondige natuur, die menslike se sondige natuur kan dit nie doen nie. Dis hoekom hy kom sterf het om vir ons die prys te betaal. Hoe raak ek ontslaaf van die ou verbond en hierdie wette? Galasiërs 3 vers 11, hy sê dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal deur sy geloof alleen leef. Deur geloof, vers 12, maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Wanneer die wet jou leefstyl is, sal jy volgens dit geoordeel word, maar wanneer jy Jesus Christus aanneem, en jy leef met sy gees binne in jou, sal jy volgens dit geoordeel word. En weet jy, ons kan kies. Ons kan kies. Die Bybel sê, wanneer sy gees in jou woon, is jy 'n nuwe skepping. 'n nuwe skepping. En ons gaan volgens dit geoordeel word. Natuurlik is daar nog hierdie vervalle natuur van die mens. Natuurlik is die mens nog daar wat hy sê, Here, maar hoe kan ek hier aandag kry? Maar daar's iets wat ons vanoggend moet verstaan. Dit is die Heilige Gees wat binne in my en jou is. Maak dat ons nie 'n God dien van reëls nie.
ons dien 'n God wat vir ons lewe en oorvloed gee. En hoe meer jy probeer, hoe meer gaan jy agterkom, jy kry dit nie reg nie. Maar wanneer jy die ou lewe afsterf, wanneer jy die ou lewe van wette en reëls afsterf, en Jesus kom leef binne in jou, luister, dan het hy sy volmaaktheid kom leef dan binne in jou. En dit maak dat ek hom wil eer. Ek wil sy naam groot maak. Dis vir my 'n voorreg om dit te kan doen. Romeine 7 vers 6, hy sê, maar nou is ons vrygestel van die binding, van die wet, omdat ons saam met Christus gesterf het. Ons is vry van die wet. Daarom kan ons God nou dien met die nuutheid wat die Gees bring. Nie op 'n ou manier van die gehoorsaamheid van die letter van die wet nie. Dis nou die Gees van God. Dis die Heilige Gees in ons. Dit gaan nie nou oor ek moet wette nakom nie. Dit gaan oor die feit dat ek vry is in Jesus. Want die Bybel sê, as jy nie een van daai wette onderhou nie, dan is jy onder die vloek. Jy moet almal kan onderhou, en ons weet net een kon dit doen, en dit was Jesus Christus. En in Romeine 4 vers 8 vers 14 sê, hy sê, almal wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God. Almal wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God. Nie die wet nie. Nie die wet nie. Wanneer ons sing van Jesus, dan gaan dit oor hom, en dit gaan nie oor die wet nie. Deur die Heilige Gees wat in ons is, kan ons die werke van die vlees oorwin. Maar dit is 'n elke dag saak. Hallo. Dit is 'n elke dag saak. Die enigste manier hoe jy vir die wet kan ontslaa raak, kom Paulus en hy sê vir ons, werp die vlees uit. Efesiërs 4 vers 22, hy sê, jy's nou julle moet 'n nuwe geestelike manier leer dink. Hy sê, dis soos om ou klere uit te trek en skoon klere aan te trek elke dag. Die gees en die vlees is vyande van mekaar. Jy kan nie albei saam doen nie. Jy moet kies. Jy moet kies. Ons het jare terug 'n liedjie gesing wat sê, jy moet kies, want die paaie is 2. Jy sal moet begin kies. Luister gou mooi. Dis die Gees van God wat binne in jou kom woon. As jy 'n besluit gemaak het, Jesus Christus is my enigste persoonlike saligmaker. Dan kom woon sy Gees binne in my en jou. Ek hoop ons verstaan dit. Kerk, ek hoop ons verstaan dit, sodat ons die volheid van God in ons lewens kan beleef. Ek sluit af. 2 Korintiërs 3 vers 11, hy sê, want as moes vergaan, dis die ou verbond, met die wette en die reëls, dit moes vergaan, dit het sy doel gedien, as dit in heerlikheid was, en ons mos gesien in Eksodus 24, dat die heerlikheid van God het op Moses gesit, en die mense kon dit sien. Hy sê, veel meer as dit wat moet bly, die nuwe verbond, wat die Gees van God wat in ons is, in heerlikheid. In heerlikheid. Die nuwe verbond maak jy direk kontak met God se vermoë en sy volheid kom leef binne in jou. Jy kan nie die wette en vryheid meng nie. Hoor mooi kerk, jy kan nie wette en vryheid meng nie. Jy gaan moet leer, staan ek vry of staan ek onder die wet? Is ek vry deur Jesus Christus of leef ek onder die wet? Ek en jy gaan 'n besluit moet maak waar ons staan. Jy kan nie die wette en vryheid meng nie. Leef in die Gees. Want dit is die Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, wat binne in ons woon. Jesus sê dit self in Johannes 14, dis al hoe ons dit gaan kry, want sy Gees na wedergeboorte kom woon, sy Gees binne in ons. Mense, hou op om God se aandag te soek deur 'n wet te onderhou. Jy gaan dit nie reg kry nie, hoor my vanmôre. Jy gaan dit nie reg kry om God se aandag te soek, om te probeer wette nakom nie. Jy moet leef in die Gees. Want ons is vry in Jesus Christus. Ek hoop dis mense wat dit verstaan vanmôre. Luister gou baie mooi. Geloof in Jesus maak dit ons deur die Gees kan leef. Geloof in wie hy is maak dit ons in kontak kan kom met God se vermoë. Hallo. Want as Jesus sê, die dinge wat ek gedoen het, gaan julle doen, selfs meer. Dis God se vermoë.
Hier so 5 ouens wat dit glo. Ek bid dat die kerk sal verstaan, mense, ons is vry in Jesus Christus. Wie wat sê die Bybel sê dat die wêreld wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van God se kinders. Hy praat nie van die reikhalsende verlange na die openbaarmaking van God se slawe nie. Hallo, come on kerk. God wil sy kinders openbaar in hierdie wêreld, want God het sy kinders 'n opdrag gegee. Julle moet hierdie wêreld bestuur, julle moet hierdie wêreld beheer, maar 'n slaaf het nie beheer nie. Net my kind het beheer oor my huis. Wie is daar wat saam met my wil staan vanmôre? Sê Here, ek is moeg en ek is siek en ek is sat om God se aandag te soek. Luister gou baie mooi. As jy nie daai besluit maak vanmôre nie, moenie staan nie. Ek is nou bland. Maar as jy nie vanmôre besluit maak om te sê, Here, ek is moeg en ek is siek en sat om God se aandag te soek deur wette en reëls en regulasies, ek kan dit nie meer doen nie. Luister, daai ding mergel jou uit hoor. Hy mergel jou uit. Want kort voorlank kom jy agter, ek het alweer 'n fout gemaak. Wie weet waarvan ek praat? Dan kom jy op 'n plek en sê, o Here, ek maak my gees reg en ek is reg en my gees is gesond, dankie Here, maar dan klim ek in die kar en daai taxi ry voor my in en is verby. O Here, wat moet ek nou doen? God is kwaad vir my. Hy kan nie vir jou kwaad wees nie. Hoekom nie? Want jy's nie vervloekbaar nie. Kerk, luister, moet my nie bel en sê vir my pastoor, jy moet in my huis kom bid. Ek dink daar's 'n vloek op my huis. Luister, kry Jesus se gees binne in jou man. Vergeet van die vloeke, die vloek is vir die hel met die vloeke man. Ons moet op 'n plek in ons lewe kom waar ons sê ek is 'n vry mens. Sjoe, ek is 'n vry mens in Jesus Christus. En wanneer die foute kom, dan sê ek, Here, ek wil U nie teleurstel nie. Dis kom daar vergifnis is. As 'n ding soos vergifnis. Here, vergewe my. Ek het 'n fout gemaak. Here, vergewe my. En Jesus sê, die Bybel sê, die oomblik as jy sê, Here, vergewe my, dan sê die Bybel, hy vat dit vir jou af weg en hy verwerp dit so ver soos die ooste van die weste en hy dink nooit weer daaraan nie. Kerk, kom uit wette uit en begin leef as vry mense. Weet jy wat? 'n Vry mens het 'n glimlag op sy gesig. Lag 'n bietjie, glimlag gou op die ou langs jou en sê vir hom, ek is 'n vry mens. Dis 'n paar ouens wat nie oortuigend is nie. Dis tyd dat ons oortuigend begin raak. Luister. Paulus sê, hy sê as my voet gly. Gaan kyk. In Romeine 8, hy sê as my voet gly. Dank God vir sy genade. Want die oomblik as ek vergifnis vra, dan staan ek rein voor God, want wat gebeur? God kyk na my deur die oë van Jesus, nie deur die oë van 'n wet nie. Vader, ek wil vanmôre vir hierdie bid vir hierdie mense wat staan. Dis mense wat vanoggend 'n besluit gemaak het om te sê tot hier toe en nie verder nie. Ek is moeg. Ek is moeg. Ek kan nie meer nie. Ek het slaaplose nagte oor hierdie goed, want ek stel God teleur. O Here, dankie dat ons U nie kan teleurstel nie. Want U kyk na ons deur die oë van Jesus. Ek kan U nie teleurstel nie, want die Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, leef binne in my. En as U na my kyk, dan sien U nie 'n kind, U sien nie 'n slaaf nie. Ek is God se kind, ek het yskasregte. Ek weet dat Hy wat in my is, veroorsaak dat ek die volheid van God, sy heerlikheid, wat nog nooit opgehou het nie, dat dit deel van my lewe kan wees. Here, ek wil elke gedagte gevange neem vanoggend wat in hierdie kerk sit. Van links na regs, oos na wes, suid, ek weet nie waar nie, daar. Elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan God, hier. Elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan God, nie tot gehoorsaamheid aan die wet nie. Vader, dat ons kan weet, ons is vry in Jesus Christus. Halleluja. Dankie Here, vir U volheid, dankie Here vir U godheid, en dankie Here vir die volheid binne in my. Ek eer U daarvoor. Kom ons gee God 'n lekker lofoffer. Loof die Here. Kom aan, vry mense kan dit beter doen as dit. Ons is mos vry. Yes, loof die Here. Loof die Here, loof die Here.